Soos jy of jy is 'n koppie wat super leeg voel. Okay? Hier's niks in nie. Okay? Soos jy voel net, yes, my lewe is leeg. Dis dor. Dit voel bietjie woestynerig in my lewe. Dit voel of ek altyd die joy wat ek moet hê nie. Of ek op 'n plek kom waar jy's gevul met goed. En jy mag voel daar's 'n bietjie white in jou en jy mag dalk voel luister jy daar's waarde in my. Maar die probleem is met hierdie wat die koppie mee gevul is dat niemand wil hê wat in jou koppie is nie, want jou koppie kan die lewe bring nie. So jy het 'n koppie en hy's gevul. My lewe is okay. Alles is okay, ek kan smile en dit gaan goed en ons gaan daar 'n bietjie dalk op verlof en of ons is lekker rustig as familie saam en alles werk uit. Finansiëel is dit okay. Alles my lewe is okay. My familie lyk gelukkig. Maar dit wat jy het, kan jy nog steeds nie die wêreld mee vul nie, want niemand soek jou stene nie. Niemand soek dit nie. Jy kan nie, want dit gaan net oor ek is vol. Ek voel versadig. Ek het genoeg. Dan is daar iets wat die Here ons mee roep. En hy roep ons nou, ekskuus, ek wil net eers eens gesê, want dan kan ek my preek nou geshortcut hier wil gaan. As ek hier vol is, baie keer kan ek sê, maar ek soek Jesus ook. En dan wat ons doen is, dan so 'n bietjie van Jesus. Maar die probleem wat ons het is, nou is die Jesus en 'n lekker lewe, maar die probleem wat ons het, ons kan nie uitgooi aan ander mense nie, want dan gooi ons bietjie lewe uit, maar meer ander goed as wat ons lewe uitgooi. Maak dit sin? Dis alles is nie suiwer nie, alles is nie goed nie. Alles kan nie, ek kan dit nie oordra nie, want dit wat ek oordra is meer iets anders, is meer my opinie as God se opinie. Partykeer hoor die Christene praat en dan vra die een vir die ander en vir raad, dan hoor jy die raad en dink ek, wow, is jy 'n Christen? Klink is dit nie? Hoekom? Want die koppie is vol en hy add net 'n bietjie van Jesus just to top it up. Maar daai kan nie lewe bring nie. Dit kan niemand voed nie. Soos vir ons, se God om ons vol te maak, moet ons eers toelaat dat die koppie leeg word. En dan kan ons se Gees se God vul ons met lewende water, sodat ons die dors van ander mense in die wêreld kan les. En die ding is, die verskil tussen dit is dat as jy gevul is met ander goed, is dit net 'n kwessie van tyd, dan kom jy agter dit dra nie lewe nie en dit is net 'n swaar white wat net daar is. Baie keer in my lewe, daar was 'n paar dinge in my lewe wat ek stokperdjies wat ek vir afgod het. Daar's verskil met stokperdjie en 'n stokperdjie wat jy vir afgod. En daar was sekere stokperdjies wat ek vir afgod het in my lewe en in dit het ek besef dat yes, as ek net dit bereik, as ek net dit kry, as ek net dit kan hê, en dan kry jy dit en dan kom jy agter, yes. Dit voel ook nou maar nie die koppie nie, want is maar net nou nog ietsie. Een van my baie goeie vriende, hy het 'n verskriklike arm huis groot geword in Brakpan en hy het sy eerste skoene gekry toe hy hoe oud was. Hy het verskriklik arm groot geword. En sy droom was altyd, as ek net bereik om 'n Porsche te ry, ek wil GT4 ry. As ek 'n GT4 ry, dan bereik ek presies wat ek wil bereik. Dan is ek tevrede. Hy sê die dag tot as hy GT4 het. Hy sê almal dink, hy stel hom aan oor dit, omdat hy die GT4 ry. En toe hy dit ry, toe besef hy, daar's ook nie lewe in dit nie. En hy het dit verkoop aan een van sy vriende. En nadat hy klop ander sportskarre gery, hy sê net hy het besef dat daar leemte is en die Here kom sy pad langs. En die Here begin met hom werk. En die Here transformeer totaal en al sy mindset. Hy het nadat M2's ook gery en ander karre ook, so hy het nie opgehou sportskarre ry nie. Dis net
Dit gaan nie oor die kar nie. Dit gaan oor as jy dink, jy word vervul deur iets wat jy nie kan vervul word nie. Maak dit sin? En so kan ons met alle goed doen, ons kan dit doen met sport, ons kan dit doen met ons kinders. Jou hele lewe kan gaan oor, as my kinders net gelukkig is ek gelukkig. En of course, daar's altyd 'n ding van, as jou kinders gelukkig is jy gelukkig as ouers. Ek glo daar is definitief 'n mate van ons vind bevrediging in ons kinders. En ek dink die Here gee ons daai geluk. Maar sodra dit 'n fondasie word, het ons 'n probleem. En wat die Here wil doen vanoggend, en wat ek glo wat hy wil doen in ons harte, is dat, ek weet nie wat sy Afrikaanse woord nie, waar is Louise, as ek haar nodig het? Is sy, is daar, ons is weer met die kleinkinders, okay. Sy bid so wat leg, okay, good. Soos wat ons doen dit is die idee, is, die Engelsman sal sê, we're shooting blanks. Ons skiet partykeer goed in die lewe uit, maar dit maak nie 'n impak nie. Hy lyk dieselfde, hy klink dieselfde. Mense sal partykeer skrik in dieselfde manier, maar daar's nie lewe. Daar't geen slaankrag agter dit nie. En as ons 'n lewe wil hê wat slaankrag het ons 'n lewe nodig wat Christus vervul. Want jy kan agter alles aan hardloop, en maak nie saak wat dit is nie. Ons het altyd, ons is geneig om ons koppie te vul. As ek net dit doen, dan voel ek okay. As ek weet jy wat, ek kan nie sonder dit, want as ek nie dit het, is ek nie gelukkig nie. En die Here wil vandag vir jou sê, is jy bereid om my koppie leeg te maak, sodat ek kan doen wat ek moet doen in jou lewe? So hierdie gedeelte wat ek graag met jou wil deel vandag. En hierdie stuk was vir my so in Johannes 15 van vers gaan nou vir julle sê, jy kan so lank Johannes 15 toe gaan. Johannes 15. Dan begin hier van vers 1 af. Dan sê ek is die ware wingerdstok en my Vader die boer. Hy sê elke loot wat aan my nie vrug dra nie, sny hy af. Maar elkeen wat vrug dra, snoei hy reg, sodat hy nog meer vrug kan dra. As julle alreeds reg gesnoei is deur die woorde wat ek vir julle gesê het, julle moet in my bly en ek in julle. En dan verduidelik hy die gedeelte waar hy sê 'n loot kan nie uit sy eie vrug dra nie. En as hy nie aan die wingerdstok bly nie, en so nie ook as julle in my bly nie. En dan sê vers 5 hierdie besonderse gedeelte vir ons. Hy sê ek is die wingerdstok. Julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom dra veel vrug. En dan sê hy hierdie fantastiese gedeelte. Hy sê want sonder my kan julle Ekskuus? Sonder my kan julle niks. Weet jy wat beteken die woord niks in Hebreëus? Niks. Dis niks, daar's nul. Jy kan niks doen sonder my. So Here sê ons kan hierdie koppie probeer vul met verskillende goed. Ons kan probeer sê luister jy, ons moet hom volmaak. Ons kan probeer geluk kweek. Ons kan probeer 'n toekoms kweek. Ons kan probeer die hoogste sportjies bereik. Jy gaan nooit vervulling kry ten spyte jy op die plek kom van God nie. Ek weet ek gebruik baie keer Elon Musk, wat ek op tyd redelik opgelees oor hom. En daar was iets wat hy gesê het, iemand vra hom eendag, hy sê, ek wens ek kan soos jy wees, Elon. Hy sê, as jy weet hoe dit voel om soos ek te wees, sal jy nooit soos ek wil wees nie. Want hy verstaan, hy probeer die koppie vul, maar as ons die koppie gat onder en het, alles wat bo loop onderuit. Daar's nie 'n vreugde nie. En God wil vanoggend kom en 'n vreugde binne jou val. Hy wil sê, ek wil jou koppie vol maak opnuut. Ek wil hê om met 'n joy wees. Ek wil hê jy moet purpose hê. Ek wil hê jy moet 'n doel hê. Ek wil hê jy moet 'n rede hê vir bestaan. En dis wat vanoggend, wat ek glo die Here vir my en vir jou wil doen. Soos die Here maak dit baie duidelik, hy sê, ek is die wynstok en julle lote, wie in my bly. Die een wat Sondag
kerk toe gaan. Is dit waar daar staan? Die ou wat kerk toe gaan en gemeenskapsgroep toe gaan. Is dit waar daar staan? Die een wat in my bly. Ek wil vandag vra, wat laat jou toe om uit God te beweeg? Wanneer lyk jy nie soos Jesus nie? En wat verhoed jou om daai ding af te staan? As mense jou sien elke dag van jou, elke uur van jou lewe, wanneer lyk jy soos Jesus en wanneer lyk jy nie soos Jesus nie? En ons moet dan kyk, wat weerhou ons van dit? Ek gaan weer sê, weet jy wat die grootste ding wat my van nature weghou om te lyk soos Jesus? Wanneer ek wil hê my koppie moet gevul word en ek voel leeg. Dit weerhou my die meeste. Want dan voel ek moet gevul word, dan moet iets aan my gegee word, dan moet iemand moet wat ten minste waardeer wat ek vir hulle doen. Was jy al daar? Die persoon kan ten minste net dankie sê. Was jy al daar gewees? En jy is nog gelukkig. Die Here praat eendag met my, ek sal nooit vergeet nie. Ou ry voor my in. Jesus, en ek gee vir hom spasie. En hy sê nie vir my dankie nie, ek dog, jy ongeskikte mens. Ek gee vir jou spasie, ek kan nie eens dankie sê nie. En ek begin praat met die Here en die Here sê vir my baie duidelik, hy sê, Rudy, met wat se hart het jy vir my spasie gegee? As jy hom gegee het om dankie te kry, het dit gegaan oor jou. As jy het gegee het sonder dankie, het dit gegaan oor hom. En dink geraan, dis wat dit is. Maar dit is maniere, ek verstaan dit. Die verskil is, ek het iets terugverwag vir dit wat ek gedoen het. Toe ek het terugverwag, toe kom daar teleurstelling. Want ek wil die koppie vul met dit wat nie goddelik is nie. Goddelik is, want ek gee jou spasie. God is goed vir jou, al verdien jy dit glad nie. Maak dit sin? Hy sê, ek het gesterf toe julle nog sondaars was, het hy gesterf vir ons. Hy het nie gesterf toe jy tot bekering gekom het en goed gelyk het. Hy sê, nee, ek het alweer die prys betaal toe jy op jou ergste was. Toe betaal ek die prys vir jou. Maak dit sin volgend? So dis hierdie gedeelte wat ek glo, die Here binne my en jou kweek. So ek wil graag na volgende skrifvers toe gaan. In Lukas 9 vers 23 en 24. En volgende is die gedeelte van, as jou koppie vol is en jy dink jy is vol, sonder dat dit Jesus is jy 'n groter probleem as die ou wat leeg is. OK? Maak dit sin? Volgende. Ek gaan nou verduidelik. As die koppie vol is, die probleem is as ek okay is met my lewe en ek dink ek's okay, dan wat sê hy? Hy sê braai en hy sê, ekskuus, hy het net gevra vir 'n skrifvers my op, ekskuus die vorige een. Hy sê ek is die wynstok en julle lote wie in my bly en ek in hom dra veel vrug. OK? In hom bly. Hy sê want sonder my kan hulle niks doen nie. Die ding is wanneer ons koppie vol is, dink ons kan goed doen sonder God. Ek kan reg vir sê, ek gee nie om hoe geestelik jy is nie. Ek beloof dit vir jou. Daar is kere wat jy dink jy kan goed doen sonder God. Glo my. I've been there so many times. I love Jesus. Maar dan dink ek, okay, nee, ons kry hierdie reg, en dan vergeet ek, wow. Vergeet dit. Ek sal nooit vergeet nie, ek het die tyd toe ek by Thomas gewerk het, was al lank wat ek top salesman was. Baie, baie lank. En met dit het ek gedink, yes man, dit is my goedheid. Nadat ek gedink, yes, ek kan goed verkoop. Nee, dis iets wat ek kan doen. Tot ek moes duidelik agterkom, het was net God se goedheid. Dit was 'n rude awakening. Toe sê ek, weet jy wat, yes, maar dit is God se goedheid. Want hy stuur die regte kliënte na jou toe, hy stuur die regte mense na jou toe. Maar ek het vir 'n oomblik my koppie gevul met iets wat nie moes gevul gewees het nie. En dit het arrogansie in my lewe gebring, in plaas van boldness. Boldness is om te weet, met God kan ek alles doen. Trotsheid is 'n ding van ek kan dit doen in my eie kapasiteit. Ek verstaan nie hierdie skrif van want sonder my kan hulle niks doen
nie. Wat ek sê, o Jesus, ek moet my lewe uitsorteer. Sonder God kan jy niks doen nie. Jy kan nie jou eie lewe uitsorteer nie. Moenie daai fout maak nie. Jy het 'n diep afhanklikheid van God nodig om jou lewe uit te sorteer. Maak dit sin? Is almal by? So dis hierdie gedeelte wat ek wil hê ons moet besef. Soos eers ons moet die koppie leegmaak van dit wat ongoddelik is. Dan die tweede stap is, dan voel ons pretty leeg. Want dit waarmee jy gevul het, is jy nie nou meer gevul nie. En dan baie keer begin jy vra, wat is my doel? Hoekom is ek hier? Wat is die rede vir my bestaan? Is dit die moeite werd om te lewe? Verstaan, het jy baie keer sulke vrae, wat maak ek 'n verskil nog? Is jy al daar gewees? OK. En daai is die plek waar ons kan weer besef, weer teruggaan na daai skrif, ons gaan nou na Johannes toe gaan. Sonder hom kan ek niks doen nie. So sonder hom is daar niks binne my wat value dra nie. Daar's niks binne jou. Jy is nie, daar's geen greatness in jou sonder God nie. Want tot dit wat jy doen, kan jy doen wat goed lyk, soos gee vir ou spasie, kan ons steeds selfsugtig wees. Ons kan kos uitdeel, en alrede kos uitdeel, want ons die hele brakpan wys hoe goed is ons kerk. Ek kan sê wat ek vir jou sê. Net van jy almal moet net weer, hey, godly season, hulle sorg vir mense. En die Here sê, rarig, kom hierdie uit 'n plek uit van it's about us, of gaan dit it's about him? Gaan dit oor omdat God ons koppie gevul het, kan ons brakpan vul, of gaan dit oor ons gaan net iets volgooi en kos uitstort op mense en hoop dit gaan brakpan verander? It's not gonna change anything. Maak dit sin wat ek sê? Maak dit die konsep sin? Soos wat ons nodig het is, die tweede stap is, maak leeg van dit wat jy vol maak. Stap 1, maak leeg wat jy, sodat God jou koppie leeg is. Nommer 2 is, die koppie is leeg. En hier bevind baie van ons onsself in. Ons vind onsself in 'n siklus van verskeidenheid en verskillende goed in hierdie tyd. En baie keer hierdie plek is ook waar die vyand vir jou kan sê, het geen doel nie. Want jy vergeet, dat sonder God kan jy niks doen nie. En ek weet jy nou die skrif 1000 keer gehoor, maar jy moet daai skrif elke dag in jou lewe hoor. Jy moet verstaan, met God is alles moontlik, maar sonder God is niks moontlik nie. Hy wil sê, my verstaan nie, my hande kan great goed doen. Ek kan besigheid doen, ek kan hard werk. Maar is nog steeds God wat dit vir jou gee. Want jou hart klop omdat hy hom laat klop. Hy kan hom laat stop in een oomblik. Hy bly God. Verstaan, dit is nie 'n goedheid nie. Jy verstaan nie, ek het my doktersgraad in dit en dit. Ek wil vir jou sê, ek het gewerk daarvoor, ek's bly het gewerk daarvoor, ek's trots op jou met jou dedication. Maar jy moet verstaan dat dit is nie sonder God nie. Maak dit sin vandag? Daar bestaan nie iets soos 'n self-made man nie. Want sonder God kan jy niks doen nie. Okay, soos nou besef ons, okay, dit help nie ons vul die koppie met iets anders nie. Dit help nie, ons is net leeg nie, want dan kan ons niks vir niemand gee nie. So ons geen doel in wanneer ek wil hê nie, want nou, vir hierdie koppie, hunker eintlik om iets in te kry, sodat ek gee, want wat is die doel van hierdie koppie? Wat is die doel van hierdie koppie? Om iets te dra. Dis wat die doel is. As die koppie nie iets dra nie, waarvoor is hy hier? Verstaan dit hoe? Wat gaan jy doen? Die rede vir hierdie koppie is om lewe te bring. Die rede vir hierdie koppie is sodat daar iets kan ingegooi word sodat iemand kan voed. En dis wat die Here sê, hy sê ek wil hê julle beker moet oorloop. Hoekom? Want jy is 'n wessel wat God wil gebruik sodat die wêreld gevoed kan word. Maar deur om dit te doen, het ons nodig volgend, dat nie 'n mens jou moet voed nie, want dis nie ek wat jou kan voed nie. Volgend kan my woorde kan jou nie verander nie, maar jou hunker na God kan jou verander. 'n Hunker om te sê, Here, kom vul my. Want die Here wil vanoggend
jou volmaak. En hy wil jou opgooi en volmaak. En elke gedeelte wil hy moet gevul word, sodat jy hierdie koppie kan gebruik en weer ander mense se lewens vul. En sê jy wat dors is, kom sodat die Here jou kan vul. Al wat jy moet besef is, jy is nie dit wat binne jou is nie. Jy is nie dit nie, maar jy contain dit. Die Here sê, wees heilig, want ek is heilig. Hoekom? Want die leehouer kan nog steeds iets goddelik contain. Maak dit sin wat ek vir jou sê? Die leë container, maar as jy vol is met verkeerde goed, kan daai container goddelike goed contain. Nee, want hy's klaar vol. Maak dit sin volgend? Dit kan niks doen nie, want dit kan nie lewe bring nie, want is klaar vol. Volgend wil ek met dit eindig. Soos Lukas 9 vers 23 tot 24 en hiermee gaan ek eindig. En hy verduidelik vir ons eintlik hierdie 3 stappe. En hier is my so amazing skrif. Lukas 9 vers 23 tot 24. En hy lees as volg. Hy sê, as iemand my wil navolg, moet hy homself verloon. So begin by, ek kan nie my koppie vol maak met iets anders nie. Ek moet myself verloon. Soos dan se ek leeg, nee. Hy sê, en dan my kruis elke dag opneem en hom volg. Wat gebruik hy die woord daar? Soms jou kruis opneem. Sondag jou kruis opneem. Woensdag jou kruis opneem. Wanneer Christelike mense om jou is, die kruis opneem. Nee, hy sê, wat? Elke dag. Hy sê vir almal, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis elke dag opneem en my volg. Dis wat dit is. If you want to live a life that is devoted to Christ, moet jy jouself leegmaak. Dan sê die volgende skrif, want elkeen wat sy lewe wil red, elkeen wat hom wil volmaak met iets anders, nee, is dit by? Hy sê, sal dit verloor. Hy sê elkeen, hy sê, almal van ons, dit maak nie saak wat jy doen nie. Ek wil gou vandag vra, wie was 4 ouens terug, die rykste ouens in die wêreld? 4 keer terug, die rykste ou in die wêreld. Wie was dit gewees? Niemand weet nie, want niemand stel belang nie. Ek vra wie se nou sê almal Elon Musk. Jy sal relevant vir 'n generasie wees, maar jy sal nooit ewigheidswaarde hê nie. Maar as jy 'n lewe soos Jesus, duisende generasies, toe was daar 'n man gewees wat gesê het, ek sal my lewe neerlê, en hy was God homself gewees. Sy naam is Jesus. En hy het 'n paar mans gehad, net so 12 van hulle. En van hulle het nie sy keuse gemaak nie, gesê, ek sal my lewe neerlê om hierdie een te volg. Ek sal hierdie koppie leeg maak. Ek sal die kruis opneem. Ek sal elke dag loop. En vandag die rede hoekom jy hier sit, is as gevolg van daai mans. So ek wil jou vandag vra, hoe wil jy onthou word? Wat wil jy wees? Sal jy die keuse maak, want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, hy sal dit red. Hy sal dit red. Ek wil vandag vir jou sê, as jy voel jy's leeg, of as jy voel jou lewe is gevul met iets wat nie moet gevul wees nie, wil ek jou vanoggend vra, en dis waarmee ek wil afsluit. Is jy bereid om dit neer te lê vanoggend? Om te sê, Here, kom vul my koppie weer op net. Here, kom vul, laat 2026 'n jaar sal wees waar ons 'n leë koppie het wat God gevul het, en nie 'n koppie vol van iets wat nie hoort nie. As ek vir jou kan een woord gee, want hierdie is basies dit, en Sondag
of course praat ons oor Jesus geboorte, ag Woensdag, Donderdag, amper daar, kom amper uit. Okay, Donderdag, verstaan jy, Donderdag, oggend, praat ons, soos hierdie is die laaste woord wat ek jou kan gee, tot die nuwe jaar. As ek een woord vir jou kan gee, is hierdie woord. Maak seker jou koppie is leeg, sodat God hom kan vul. Want sodra ons hom met ons eie idees vul, ons eie konsepte vul, tot ons eie perspektief vul. Weet jy wat is my grootste geveg wat ek het in my lewe? Is my eie konsepte wat ek in vashou. As jy gaan kyk, is dit jou grootste geveg. Jou eie konsepte wat jy in vashou. Maak seker jou konsepte is leeg, sodat God die koppie kan vul. Amen.